Goeienaand geliefdes en hartlik welkom weer vanaand as deel van ons woensdaagaande bidtuur geleentheid. Verlede Sondag het ons die besonderse voorreg gehad as gemeente om saam as getuies op te tree waar 'n groep jong mense hulle geloof in ons Here Jesus Christus hardop voor God en sy gemeente bely het. Ons het saam gekyk na 'n gedeelte uit Josua hoofstuk 7 waar Achan se skuldbelydenis en sy sondebelydenis ook van gelees is. Ons het egter gekyk na Achan se sonde wat aansluit by 'n patroon van sonde wat ons reg deur die skrif raaklees. Ons het gesien dat Achan soos Adam en Dawid en selfs soos Judas later in die Nuwe Testament se sonde hierdie patroon volg van sien, begeer, handel, vat of doen en dan 'n poging om die sonde te versteek. Daardie skuldgevoel wat op ons gewetens rus te probeer bedek is eintlik die regte manier om daaroor te dink. Soos al hierdie figure uit die skrif, so besef ons ook oor ons eie sonde en in ons eie lewens, is dit oor by ons ook gebeur. Ons sien iets of ons hoor van iets wat ons eintlik weet, ons nie mag doen nie of nie moet mee besig wees nie, maar die sondige natuur hinker daarna. En dan tree ons baie keer op om te doen wat ons weet ons nie mag doen nie. Ons handel in sonde. En ons voel sleg daaroor, ons gewetens kla ons aan en die Heilige Gees in ons harte kla ons aan, wys ons op ons sonde en dan wil ons dit wegsteek. En vanaand in die gedeelte wat ons ook gaan saam lees uit Psalm 32 uit, sien ons hoe Dawid van hierdie skuldgevoel oor sy sonde oorgaan in 'n opregte belydenis, 'n opregte erkenning van sy sonde, hierdie hinkering na vergifnis, na verlossing. En dan tree die Here ook op in genade, met liefde en vergewe hy. Kom ons kyk hoe die psalmis dit vir ons verwoord, wat hy ervaar het, toe hy gesondig het voor die Here. Dawid skryf, welgeluksalig is die woord wat hy gebruik hierso, in die oorspronklike en ou vertalings. Welgeluksalig, gelukkig is die een wie se oortredinge vergewe en wie se sonde bedek is. Welgeluksalig, gelukkig is die mens vir wie God die sondeskuld nie toereken nie. En in wie se gees daar geen bedrog is nie. Toe ek stil gebly het oor my sonde, oor my skuld, skryf Dawid, het my gebeente, my binneste, broos geword onder my gekreun die hele dag. Ja, dag en nag het dit vir hom gevoel of die hand van die Here swaar op my rus. Was die hand van die Here swaar op my en my lewenskrag het weggekwyn soos hitte voor die somerson verdamp. Is dit nie maar hoe ons dit ook baie keer ervaar nie? Ons worstel so en werk so hard om ons skuld en ons sonde te bedek en te verbloem dat niemand tog moet sien nie. En hier binne verteer dit ons. My sonde het ek toe teenoor U, Here, erken. My sondeskuld het ek nie bedek nie. Ek het gedink, ek wil my oortredings teenoor U bely. En U het my sondeskuld vergewe. Dit is waarom elke getroue volgeling tot U moet bid, terwyl die geleentheid
nog daar is. 'n Oproep vir elkeen van ons, terwyl ons nog die geleentheid het, terwyl die Here nog met oop arms, soos 'n liefdevolle Vader vir ons staan en wag, laat ons terugkeer na hom toe. Die geluid van groot watervloed, daardie ver gevaar wat aankom, wat ons weet aankom, sal hom dan nie bereik nie. Die toorn van die Here wat van ver af aankom, sal ons dan nie bereik nie. U bied vir my beskutting. Ek weet as ek na u toe draai, as ek by u kom skuil, sal ek veilig wees. U vrywaar my van die nood. En met jubelkrete van bevryding omring u my. Amen. Vanaand net tot sover. Geliefdes, Dawid beskryf sy fisiese en geestelike marteling. Dis 'n marteling wat hy ervaar, vanweë onbelyde sonde. Ons ken hierdie gevoel. Elkeen van ons het al iewers hierdie ervaring gehad. Selfs kleinkindertjies weet, as hulle iets verkeerd gedoen het, as hulle sonde gepleeg het, en ons as ouers wys hulle daarop, of hulle word daarop gewys, dan aanvanklik ontken hulle dit. Hulle wil dit wegsteek, hulle wil dit verbloem, hulle wil dit wegpraat, en allerlei storieetjies maak, oor hoekom hulle nie die straf moet kry, wat hulle weet vir daardie sonde bedoel is nie. Dawid sê, toe ek geswyg het, het my gebeente verteer. Hier binne in my het dit gepyn, gebrand. My onbelyde sondes het diep in my, soos 'n vuil, swerende splinter geword. 'n Splinter in sy vlees. Ons kan probeer om dit weg te steek. Dawid het probeer om dit weg te steek. En dit het gelei tot verdere sonde. Hy het dit probeer wegsteek en moord gepleeg. Die eenvoudige erkentenis en belydenis sou so maklik gewees het, toe die probleem nog klein was. Maar soos 'n infeksie versprei dit vinnig deur die hele liggaam. Ons het Sondag gehoor dat Agan se sonde, dat dit die hele gemeenskap van die heiliges, die hele volk, affekteer het. Dat 36 mans gesterf het. So word die liggaam en die gemeente beïnvloed as daar sonde is wat onbely voor die Here weggesteek bly. Dawid se stilte en sy wegsteek van sy sonde het egter nie verdwyn nie. Die Here het sy hand swaar op hom gedruk. Soos 'n kanker het dit erger en erger geword. Maar, skryf die psalmis, toe ek my sonde aan u bekend gemaak het, toe, nadat u my deur hierdie lyding, hierdie tugtiging gevat het, het ek my sonde bekend gemaak, en onmiddellik het u my vergewe. 'n Belydenis van ons skuld, van ons sonde, is daardie oomblik wat ons besef, ons moet en ons wil ophou wegkruip. Dit is nie die moeite, die seer en die lyding werd om vir die Here te probeer wegkruip nie. Adam en Eva het dit beleef in die tuin. Dawid het dit ervaar. Judas, onbelyde sonde, het gelei tot sy straf. En ons weet, dit is tot vandag toe nog die geval.
Die wonder van die evangelie is egter dat dit vir ons 'n pad tot ware genesing en heling en bevryding en verlossing van hierdie las wat ons op onsself laai, bied. Die Here het vir ons die antwoord gegee. Hy roep ons soos 'n Vader om terug te kom na hom toe. Hy nooi ons uit om dit te kom uitpraat met hom. Die woorde van die profeet. Kom tog, laat ons hierdie saak met mekaar uitklaar. En hy wag geduldig dat ons wel sal reageer. Sodat hy vir ons meer kan gee. Sodat hy ons skuld kan wegvat. Sodat hy ons kan omhels en ons terug sal verwelkom. Soos ons Sondag aand gehoor het, aan die tafel by die bruilofsmaal van die Lam. Sodat ons genees kan word van die skuldgevoel wat ons ook saamdra. En sodat hy ons kan vertroos in die wete dat Jesus Christus klaar daarvoor betaal het. Hy het daarvoor betaal. Aan die kruis het hy die ergste pyn deurgegaan. Het hy die dal van die doodskaduwee ingegaan. Vir ons. Sodat ons vry en bevry en genees met nuwe liggame en 'n verkookte siel kan leef tot sy eer. Geliefdes, vanaand ervaar ons ook en wil ons ook ervaar waarmee die psalmis sy psalm afsluit. Die Here bied vir my hierdie beskutting, hierdie beskerming, hierdie veilige vesting waar ek met hom kan kom praat oor waarmee ek worstel. Die dinge waar ek fouteer het en waar ek gesondig het, dat ek dit vir hom kan gee. Sodat hy daardie geraas van die toorn wat kom, daardie gedruis wat ons van ver af al reeds hoor, oor die sonde wat ons gepleeg het, ons weet dit gaan ons inhaal, dat ons dit vir hom kan vat. En dat ons in die plek van daardie gedruis omring sal word deur jubelkrete, die krete van 'n gemeente wat ook vir ons intree, die krete van die engele wat jubel wanneer iemand bekeer, wegdraai van sy sonde en na God toe terugkeer. Omring deur jubelkrete kan ons ook hierdie week ingaan, die res van hierdie week. Kan ons ook die res van hierdie jaar ingaan. En leef met vreugde tot sy eer. Amen. Ons gaan vanaand oor 'n paar sake bid, en van die sake wat ons eerste vanaand voor gaan dankie sê, is dat ons 'n vergewensgesinde, liefdevolle en barmhartige God aanbid. Ons is dankbaar daaroor. Ons is dankbaar dat die Here ons tugtig, maar dat hy 'n liefdevolle Vader is wat dit doen sodat ons sal terugkeer na hom toe. Ons bid dan vermoed dat ons met dapperheid ook sal kom bely waar ons gefouteer het en waar ons sonde gepleeg het. Dat ons ook vreesloos tot die Here sal kom en sal erken ons het gesondig. Sonde van versuim, sonde van opsetlike oortreding, dat ons dit na die Here toe sal bring en nie meer sal sondig nie. Ons bid vir spesifieke belydenis. Nie net so oor die algemeen, so half liek raak, ons is jammer, dat ons spesifiek die sonde wat ons weet, in ons harte saamdra, dit sal openbaar. Wanneer ons hiervoor bid, bid ons dit persoonlik, maar ook gemeenskaplik. Dalk dra jy 'n las van familieskuld, familiesonde in jou hart saam. Kom bely dit, sê die Here. Bring dit na my toe. Ons bid vir genesing in verhoudings. Nou,
spesifiek hier, weet ons dat die sonde verhoudings breek. Ons hoor dit ook al reeds van die begin af. Adam en Eva, die mens en die skepping, Dawid, ons hoor dit breek verhoudings. Ons vra dat die Here sal vergewe en dan ook die verhouding sal herstel. Ons bid dan dat daar 'n kultuur van genade en vergifnis by ons sal groei. Dat ons kinders sal leer dat ons vergewingsgesind is, dat ons ander ook vergewe, sodat hulle dit sal sien en ook so sal optree. Ons bid met vreugde en met vryheid oor die vergifnis wat ons reeds ontvang het. Ons mag vreugdevol en bevry lewe. Die Here roep ons om dit te doen. Die apostel herinner ons daaraan dat selfs wanneer ons die splinter in ons vlees ervaar, selfs wanneer ons in die gevangenis onsself bevind van hierdie wêreld en ons omstandighede, dat ons die effek van die sonde wat daarin is sal sien, maar ook sal onthou dat die Here vir ons as sy kinders 'n hoopvolle toekoms alreeds voorberei en daarom sal bly wees. Ons bid dan ook vir genesing, fisies en geestelik, en vir herstel. Ons bid dat die Here siekte en ongesteldhede, ook soos hy vir ons sê in die woorde van die profeet Jesaja, in daai 53ste hoofstuk van Jesaja, dat hy het ons siekte gedra, hy het ons swaar kry, is op hom gelaai, dat ons dit ook sal ervaar. Dalk is dit nie vir ons bestem nou en hier nie, maar hy beloof ook dat hy die groot geneesheer is wat kan herstel en genesing bring. Onder hierdie punt wil ek spesifiek vra, ook vir daardie ander vieslike pandemie, wat ons land en, hoor ek vanoggend, wêreldwyd begin tuister. Daar is gevalle van back and claw in Argentinië alreeds opgetel. En soos ons verlede week gebid het, dat die Here die back and claw vir ons 'n oplossing voor sal gee, dat die Here ook hierdie siekte, hierdie pandemie wat die potensiaal het om katastrofies te word in 'n wêreldse konteks, sal stop, sal keer en vir ons oplossing sal bied. Dat hy ons ook dan sal leer hoe hy wil hê ons moet met die skepping omgaan. Ons is rentmeesters daarvan. Laat ons so optree. Laastens bid ons vanaand vir volharding in geloof. Hierdie jong mense wat hulle geloof bely het, dat hy hulle in volharding sal verder lei, maar ook vir ons. En dat hy ons 'n toegewyde gemeente sal maak, toegewyde gelowiges sal maak, wat in gebed en in smeking en met dankbaarheid en vreugde vas sal staan op sy waarheid. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelvader, Here, dankie dat ons hierdie voorreg het om tot U te nader. Here, U hoor die sake wat op ons hart is en waaroor ons vanaand bid en gaan bid. Ons vra, Vader, moet asseblief nie U gesig van ons af wegdraai, en U ore toedruk en U oë wegwys van ons noodkrete af nie. Hoor ons as ons vra, Here, vergewe tog, wees tog genadig. Hoor ons as ons vra, bring herstel, bring genesing. Hoor ons, Here, as ons bid, kom tog gou, en maak reg en nuut wat die sonde hier gebreek het. Want ons bid, Here, is dit in die naam van Jesus Christus, U Seun wat U gestuur het, om die sonde te oorwin, in sy naam alleen. Amen.